Ek gaan weer sê, goeiemôre, my broers en susters. Bly dat ons mekaar weer kan sien vanoggend by die erediens. Dis 'n besondere geleentheid vandag. Ook vir julle wat inskakel, ons gaan saam die nagmaal vanoggend gebruik om daardeur ook in ons geloof versterk te word. Ek wil net seker maak vir julle by die huis en vir elkeen hierso dat julle elkeen 'n kelkie wyn het of druiwesap het en net 'n stukkie brood gereed het vir die instelling van die nagmaal. Die afkondigings, ons dink aan veral Tannie Lloyd, wat baie ernstig siek is, Tannie Elsa Lloyd, regtig kritiek siek, die naamlys van ander mense ook op die afkondiging, maar kom ons bid in besonder ook vir haar en vir Romanus in die moeilike tyd, werklik krisistyd wat hulle beleef. Ons dra hulle op aan die Here. Romanus, as julle luister, ons dink aan julle in die gebed ook. Die wat verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag en mag die nuwe lewensjaar baie vreugdevol wees. En onthou ons deur die bazaar die eerskomende Saterdag, plaas die bestellings asseblief dan ook betyds by Sakkie of by François. Dit gaan weer 'n wonderlike, lekker ete wees wat 'n mens kan huis toe neem. Ek wil graag die diens vanoggend begin met die eerste vers van 'n lied. Een van ons liedboekliedere wat aansluit by die hele gedagte van die nagmaal en die boodskap van vandag. En dit is God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die Here groet vir jou en vir my met genade en vrede. Amen. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Ek wil net so uit die nagmaalsformulier die betekenis van die nagmaal in hoofpunte met julle deel. Die nagmaal is deur Christus ingestel, gaan nie veel daarop uitbrei nie. Dit is 'n heilige sakrament. Dit is een van ons sakramente omdat dit direk wys op die kruisdood van die Here Jesus Christus. Albei ons sakramente doen dit vernaamlik. Die ander 5 sakramente wat die Romeinse Kerk het, is ook belangrike sake, maar dit wys nie direk na die kruisdood en die versoening wat ons het in Christus nie. Daarom is dit vir ons sakramente. Nou ons nagmaalsformulier sê baie duidelik dat dit in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd is. Hier waar ek en jy vanoggend is, kom ons dink aan die geweldige pyn en lyding en kruisdood van die Here Jesus Christus. Dat hy van God verlate was, sodat ons dit nooit sal oorkom. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. So seker is wat ons hierdie stukkie brood vat en dit proe en hierdie broodjie proe, so seker, eintlik nog meer seker, maar dis vir ons tasbaar net, is hierdie verlossing in Christus. In die derde plek is dit 'n gemeenskapsmaaltyd. Want ons weet dat Sondag, dwars deur ons lewe, is God hier by ons deur sy Gees en veral by die nagmaal dat ons ware gemeenskap met die lewende Here kan ervaar en dan ook die wonderlike vreugde om gemeenskap met mekaar te hê. Om hierdie liefde na mekaar toe ook uit te dra. En dan natuurlik is die nagmaal ook vir ons 'n maaltyd van 'n toekomsverwagting. Dat ons eendag sal aansit aan die feesmaaltyd van die Lam. Dit verseker ons weer van die ewige lewe. Daar's meer as net wat ons in hierdie lewe ervaar. Dis waar ons kan vashou. En dan in die 5de plek is die nagmaal 'n vreugdefees. En daarin gaan ek nou aandag gee ook met die boodskap vanoggend. Dat dit praat van die tekens praat van lyding en van 'n liggaam wat gebreek is en bloed wat gevloei is, maar dit dompel ons nie in neerslagtigheid nie. Dit is vir ons sleg dat ons Heiland so moes ly en sterf, maar is ter wille van ons verlossing. En dit bring vir ons vreugde en dankbaarheid. Kom ons buig ons hoofde dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader,
Here, baie dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees in U teenwoordigheid, U wat deur U Gees hier is, U wat ons verseker van U liefde en dat ons in Christus met U versoen is en dat ons elkeen ook vanoggend weer vir U kan aanroep as ons Vader, wat ons liefhet, wat genadig oor ons lewens is. En hierdie tekens wat ons nou gaan gebruik, Here, praat dan ook hiervan. Dit bevestig die waarheid van U woord, wat ons op 'n tasbare wyse kan beleef. Dit wat ons reeds in glo, dat dit ons dit weer aan ons harte kan bind. Versterk ons in ons geloof, Here, gee vir ons ware vreugde en blydskap by die gebruik van hierdie tekens. En laat ons in alles net U naam groot maak. Ons bid weer ook vir die verkondiging van U woord vanoggend. Ons almal saam gaan luister na U woord. U praat met elkeen van ons. Laat ons U besondere woord vir ons eie lewens, laat ons dit hoor, laat ons dit aanneem en laat ons dit leef. Alles net tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Ek kan net weer daai gedagte beklemtoon in die nagmaal in die 5de plek 'n vreugdefees is. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus, van sy kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Uit dit alles blyk dit duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Broers en susters, die brood wat ons breek, ek het net in jou hande kry. So geloops, jy sien die pragtige uitstalling hierso, en ook in die voorportaal staan er 'n pistool daarso, waar mens net kan stil word voor die Here en dan ook weer hierdie wonderlike verlossing kan ervaar. As jy 'n stukkie brood net kan neem asseblief, ook daar by die huis, 'n stukkie brood in die hand neem. Jy kan dit saam met my doen. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van die Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. As jy die kelkies ook kan neem asseblief, of die wyntjie ook daar by die huis, of druiwesak. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Neem, dink daaraan en glo dat hierdie kosbare bloed van Christus vergiet is tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Ek wil net seker maak of daar iemand is wat tog nog die beker verkies. Is jy almal reg? Goed. Kom ons sluit die nagmaal af met 'n gebed.
die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan U al die eer en die lof van ons harte. Dankie Here vir U goedheid, dankie dat ons verlossing vasstaan en verseker is vir altyd in die soendood van die Here Jesus Christus en sy opstanding. Here Jesus, U het Uself vir ons volledig gegee. U was gehoorsaam gewees tot in die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En ons is nou kinders van God. Daar's blydskap en vreugde in ons harte. Ons roem en eer U daarvoor. U het opgestaan uit die dood, sodat ons ook 'n oorwinningslewe kan lewe om U naam te verheerlik. Aan God die enig, al die eer, al die dank van ons harte, in Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Romeine 5 vanaf die eerste vers. Die opskrif is die vrug van die vryspraak. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons gestel het. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof is egtheid beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien op die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaste, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaste, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang. Liewe broers en susters, jy en ek het rede om te roem. Dis die tema van die boodskap van vandag. Ons het rede om te roem as gevolg van die waarheid van God se woord, wat vasstaan tot in ewigheid. En vandag herdenk ons ook die reformatie. So een van die belangrike uitgangspunte van die reformatie was die sola scriptura, die woord van God alleen. Niks buite die woord van Here. Geen ander stories of fabels of enigiets anders het ons nodig nie rondom hierdie waarheid van die verlossing in Christus Jesus wat ons waarlik vry maak. En hierdie gedeelte praat daarvan. En ons nagmaal het dit ook bevestig dat ons regtig in ons lyf kan voel dat hierdie sola scriptura, hierdie heilige woord van God, geïnspireer in die Heilige Gees, is die waarheid en die enigste waarheid waarop ons lewens bou. En daardie waarheid kom dan ook in hierdie gedeelte baie mooi na vore. Ons het rede om te roem op die woord van die Here. Onthou jy nog die liedjie wat ons vroeër jare gesing het?
ek dink die jongere sal hom nie ken nie, bring my die ou tye. En wat sê tweede reël? Die boodskap van Gods heil. Is dit nie mooi nie? Ons kan oor en oor na hierdie ou tye luister en dit versterk ons lewens elke keer, want dit is die waarheid van die woord van die Here. En nou wil ek hierdie waarheid uit Romeine 5 vanoggend met julle deel. En ek wil vir julle vra, in hierdie moeilike tyd wat ons beleef, kom ons bind dit in ons harte. Want dit is die diepste, die kern van die waarheid van God se verlossing vir sondaar mense. En nie maar net vir jou en vir my, 'n ware en 'n waarheid nie, maar ons kan vanoggend sê, ek beleef dit omdat God goed was vir my, omdat hy my na hom toe getrek. Nou wat is hierdie waarheid? Dit gaan in hierdie waarheid juist oor die ou tye en die boodskap van God se heil. En nou is dit duidelik in hierdie gedeelte dat prominent, amper die eerste boodskap, die sentrale boodskap rondom Jesus Christus en God se wese en sy karakter en die koninkryk van God, is dat God 'n God van liefde is. En dat God eintlik vir al sy kinders goedheid bedoel. Jy kan maar dwars deur die Bybel lees. Selfs daar waar hy die volk Israel oorgee in ballingskap as gevolg van hulle eie sondigheid, doen die Here dit eintlik ook in goedheid. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar hy is so lief vir hulle en hy werk nie soos 'n robot met hulle nie. Hy het 'n verantwoordelikheid soos ek en jy om hulle terug te roep na sy liefde en na sy goedheid, na hierdie verhouding wat hy graag wil hê tussen sy volk en hom bestaan. Dis die kern, dis die uitgangspunt van die evangelie, van hierdie bring my die ou tye. En ons kan sê op lyn van hierdie gedeelte dat dit gaan oor die genade van God. Jy kan gaan kyk hoe word dit hier bekend. Die sola gratia van die reformatie. Die genade van God alleen. Ons hoef niks by te voeg nie. Ons kan nie goeie werke doen nie. Ons beste werke is dit werklik voor die aangesig van God. Ons kan nie deur ons goeie werke en barmhartigheid en voorbeeldigheid en selfs godsdienstigheid gered word nie. Dis alles maar net die genade van die Here. Dis God wat uitreik na sondaar mense. Gaan kyk in hierdie gedeelte, hoe mooi word dit uitgespeel, dat God het ons gered toe ons sondaars was. Iemand sal dalk ons sy lewe gee vir 'n goeie mens. Maar God het in Christus homself gegee vir sondaar mense. Vir vyande van hom. Wat in sonde ontvang gebore is. Om in genade hulle weer te kom vasdruk in sy hart wat klop van liefde en barmhartigheid. Ons kan roem in die genade van God. Ons het baie redes om te doen. Ons het die skrif, ons het die genade. En dan het ons ook die manier wat ons hierdie genade ons eie maak, wat hier beklemtoon word, en in die eerste vers al, het ons die geloof. En daai geloof word ook gewerk deur die Heilige Gees. Ons kan dit ook nie self in ons werk nie. Dis 'n gawe van God. Dis die Gees wat hierdie geloof ons harte wakker maak om bewus te wees dat ons sondaars is en dat ons berou het, maar veral dat God ons lief het en dat sy genade oorvloedig is vir ons, sodat ons gered kan word. Ons aanvaar hierdie liefde en hierdie genade van God deur die geloof. En dit selfs is ook 'n gawe van God. God het ons dan vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En Paulus eintlik wil sê, daarom beleef ons nou hierdie vrede van God. Hierdie vrede van God was daar van sy kant af. Daarom kom hy in genade.
Want hy wil hê dat die mense wat hy gemaak het as sy deel van gelykenis aan hom verbind moet wees en hy kom met oorvloedige genade. Maar die Heilige Gees kom nog, broers en susters, en hy kom en hy bind hierdie wonderlike waarheid van die woord van God, van hierdie genade alleen aan ons harte, dat ons nie anders kan nie, as om dit aan te neem, en ons neem dit aan deur die geloof. Nie deur goeie werke nie. Ons kan dit nie verdien nie. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. En daarom was 'n ander uitgangspunt van die reformatie, die sola fidei, die geloof alleen. Net die geloof. As mense wat goed is wil byvoeg, jy moet eers in tale spreek, dan kan jy gered word. Of 'n klomp ander dinge, ek wil nie anders noem nie. Maar ons moet verstaan, ons kan niks byvoeg nie. Daar's niks wat ons kan vermag om hierdie genade van God ons eie te maak. Ons kan maar net ons harte oopstel vir die Heilige Gees. Dit moet ons voortdurend doen. En hy werk die geloof in ons harte. Het ons nie 'n rede om te roem. Maar dis nog nie al nie. Ons het nou die sola scriptura, sola gratia, sola fidei, en nou kom die kernpunt van hierdie gedeelte, dat ons kan vashou daaraan, ek het die dagmaat ook vir ons gesê, dat alles, die fondasie van dit alles, die uitloop van dit alles, die begin van dit alles, ag jy kan bedink die grootheid daarvan, is Jesus Christus self. Hy het homself volledig omgee. Daarom skryf Paulus in die einde, ons verheug ons ook in God, weet ons, Here Jesus Christus, deur wie ons hierdie versoening ontvang. Broers en susters, dit is ons enigste troos. Dit gee vir ons hoop, waarvan hy ook gepraat het. Dat ons selfs in verdrukking kan hoop, dit klink vreemd, maar juist omdat Christus vir ons vrygemaak het, omdat hy die laaste vyand oorwin het, gee hy ook vir jou en vir my die krag om te kan volhard. Iemand het geskryf het op hierdie gedeelte voorberei, dat ons kort versoeking of beproewing op 'n beproewing, sodat die volharding in ons lewens net sterker kan word. Sonder hierdie beproewings sal ons rustig agteroor sit en sê, ek kan maar aangaan met my lewe. Ek het nie nodig om weer die ou tyding te hoor nie. Ek is tevrede in myself. Of ek hanteer die beproewing, hierdie swaar kry, op 'n ander manier buite Christus kom, en ek kry eintlik geen oplossing daarvan. Ek het in die week met iemand gepraat, het gesê, ja, miskien moet ons in hierdie tyd ons oorgee aan drank. Want die mense wat so drink, hulle het geen bekommernis nie. Dink jy drank kan help, of enige van hierdie ander goed? Jy word weer nugter, en dan voel dit vir jou erger. En dan roep jou liggaam nog meer na hierdie substansie, wat jou so afhanklik gemaak het. Ons antwoord lê in Jesus Christus. In en deur Jesus Christus betoon God sy genade. Ons word opgeroep om te glo in wat Christus gedoen het vir ons aan die kruis op Golgotha. Dit is al waar ons moet vashou, elke oomblik van ons lewe. Daarom het die reformatie uitgeroep, solus Christus. Christus alleen. Niks en niemand buite Christus kan vir my vrede en vreugde bring nie. En dit kom baie duidelik in die gedeelte na vore. En dan sluit Paulus eintlik in die gedeelte af met die laaste beginsel van die reformatie, die soli deo gloria, aan God alleen die eer. Broers en susters, as 'n sondaar mens wat verlore gaan, op pad is na die verderf toe, oorrompel word deur die genade van God, gedryf word deur die Heilige Gees om te glo,
werklik waar sy lewe begin bou op die woord en die waarheid van God se woord. En as Jesus Christus vir hom die begin en die einde van sy lewe is, soos Paulus sê, ek het net een oogmerk, en dit is om Christus te ken. Dis al wat vir Paulus gebeur het. Wat anders kan 'n mens dan doen om met jou lewe en jou mond uit te roep, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Die woordjie wat hier gebruik word, ek het gesê ons het redes om te roem. Die woordjie wat hier gebruik word, 3 keer, is ons verheug ons. Ons verheug ons in die hoop, ons verheug ons selfs in swaar kry, ons verheug ons in God. Kom ek sê nie, wat bedoel ek met roem? Met roem bedoel ek nie dat die eer na die mens toe kom. Ek het rede om te roem, omdat dit so goed is in myself. Die roem beteken, daar is iets wat vir my belangrik is, die belangrikste ding in die hele wêreld is, ek eer dit, ek hou daarin vas. Dit is vir my die hoogste waarde. Dis die een betekenis, wat ook rondom hierdie woord gebruik word, in die oorspronklike taal. Party mense vertaal dit met ek roem. Maar in ons vertaling staan daar ek verheug. En nou verstaan jy, hoe ek moet gesê het, ek beklemtoon hierdie vreugdefees, hierdie vreugdemaaltyd by ons nagmaal vanoggend. Het ek en jy nie genoeg rede om in vreugde te lewe? Selfs in die tyd van groot beproewing, dat ons kan gaan sit by die woord van die Here, die enigste waarheid, dat ons kan leef in die genade van God, wat onbeperk is, dat ons die Gees van God kan toelaat, om in ons die geloof en die vertroue te werk, om het ons eie te maak, dat ons by die voete van Jesus kan gaan sit, en sê met dankbaarheid en met aanvaar en dankbaarheid, dat hy ons enigste verlosser en Here is. En dat ons daarom aan God al die eer kan bring. En kan roem. En kan verheug wees in God. Ons het genoeg rede om te roem. Bring my die ou tye. Bring dit vir my elke dag van my lewe. Die boodskap van God se. Almagtige God en hemelse Here, baie dankie Here dat ons ook op hierdie viering van die hervorming ook nagmaal kan gebruik vanoggend, 'n vreugdefees kan vier. Vreugde omdat daar in ons harte hierdie sekerhede vasstaan van u woord, van genade, van geloof en van die Here Jesus Christus, ons heiland en verlosser. Ons bring aan u al die lof en die dank van ons lewens. Ons verheug ons Here, ons roem, omdat hierdie dinge vir ons vasstaan. Ons roem nie in onsself nie, ons roem in u as ons Here en ons God. Ons bid vir elkeen wat siek is, Here. U ken elkeen se besondere omstandighede. Ons bid vir genesing. Ons dra in besonder vir Johannes en Tadiasie op. Ag Here, u weet ook wat hulle deurmaak in hierdie uiterste moeilike tyd. En u is met hulle, u is hulle Vader in Christus Jesus. Vertroos vir hulle, versterk vir hulle, hou vir hulle in die hand. Ja, Here, druk hulle teen u Vaderhart van genade en van liefde. Ons is bly saam met elkeen wat verjaar. En ons bid, Here, 'n baie voorspoedige en 'n gelukkige nuwe lewensjaar. Here, waar ons môre aand kerkraadsvergadering het, wil ons dit ook aan u opdra, dat u ook daar vir ons sal lei, in die vergadering, tot die opbou van die gemeente en die
eer van U naam sal wees. Dankie dat ons weer Saterdag met 'n projek kan besig wees om fondse in te samel, wat so nodig is, Here, vir ons gemeente in hierdie moeilike tyd. Dankie vir elkeen wat daarbey betrokke is. Dankie dat ons kan kos koop, dat ons daardie voorreg kan hê, en daardeur ook die gemeente en die koninkryk kan hê. Ons gaan uit in die kerkgebou uit vanoggend. Ons het elkeen rede om te roem in Christus Jesus, ons Here. Amen. Nou as jy uitgaan asseblief die offergawes wat jy daar in die voorbetaal kan daar. Kom ons sluit af met 'n lied. Ons is nou nie die begin gesing nie. Maar kom ons sluit af met 'n lied, die 200. Ons sing van die goedheid van die Here wat ons nie kan pyl nie, en daarna bly jy staan vir die seën. Al die verse van die 200. Kom ons staan, dan sing ons die. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.